Liggies op die stoep, deur Pietro Pieterse. Elsie staan en bibber van die koue. Dit is wat jy kry as jy nie luister nie. Sy wil die mooi liggies van nader sien, al het haar ma haar gewaarsku dat dit gevaarlik is. Die liggies was verder weg as wat sy gedink het, maar dit was die moeite werd. Die gekleurde liggies op die stoep omskep die bome en plante rondom in 'n sprokiesland. Daar sou geen probleme wees as sy net op afstand gekyk en teruggegaan het nie. Nee jong, sy het daar verkyk aan die weerkaatsing van die liggies op die plante en gras. Alles was bedek met dou en die lig het so betowerend daaroor geval. Sy het onder die boom wakker geword toe dit lig word. Nou skyn die liggies nie meer so mooi nie en Elsie klouter op die stoep. Die vrou in die huis kom uit en vee Elsie saam met die stof op die stoep eenkant toe. Net betyds spring sy uit die skoppie voordat sy in die asblik beland. Elsie weet haar ma is teen hierdie tyd al bekommerd, so sy moet nou vinnig by die huis kom. Sy kyk rond waar sy moet afklim sodat sy die kortste pad kan vat. Uit watter rigting het sy gekom? Alles lyk so vreemd in die daglig. Sy sal maar moet kyk of daar bekende dinge is soos sy loop. 'n Groot hond kom met 'n spoed om die hoek van die huis en Elsie is net betyds uit sy pad. Sy groot poot plof reg langs haar neer in die sand. Nee, hier moet sy wegkom, dit is gevaarlik. Hier gaan sy nog plat getrap word. Vinnig draf sy tot by die boom naby die huis. Elsie klim teen die stam uit tot op 'n tak. Nou behoort sy daarin beter te kan sien. Sy is verbaas om te sien hoe groot die plaas is. As sy daar onder stap, kan sy nie eers oor die gras sien nie. Nou besef sy hoe klein 'n muurtjie eintlik is. Na 'n rukkie besluit Elsie dat sy maar sal moet afklim. Sy sal maar enige rigting moet kies, want sy weet nou glad nie. Miskien is sy gelukkig en kom haar ma soek. God sy haar ma en haar familie weer kry. Elsie wip amper van die tak af soos sy skrik, toe die wind skielik oor haar suis. Sy kyk benoud rond en sien die verkleer mannetjie op die tak bo haar. Hy maak reg om weer sy tong uit te skiet. Sy het net betyds begin beweeg, anders was sy nou diep beste soetappie. Sy staan nie nog in tyd morsie, maar spring sommer van die tak af. Mure kan mos ver val sonder om seer te kry. Sy het net vinnig gekyk of die verkleermannetjie haar volg en toe hol sy laat die stof so staan. By die kraan gaan sy uit asemrus. Dit was darm baie amper, hoor. Vir wat lyk jy so verskrik? Wat pla jou? Elsie spring in die lug soos sy skrik. Baie verlig sien sy dat dit 'n skoenlapper is wat op die blomme sit. Skoenlappers eet darm nie mure nie, hoekom? Ek is 'n bietjie verdwaal. Ek weet nie watter kant toe is my huis nie. Ag, my arme ding. Ek is seker ek sal kan help. Kom nader. Elsie is 'n bietjie skrikkerig. Stadig stap sy nader en kyk oral om haar rond om seker te maak. Daar is nie iets anders wat vir haar wag nie. Wat is jou naam? Ek is Dinka. Het jy baie lank gestap? Nie so lank nie, maar ek weet nie in watter rigting ek moet loop nie. Dinka vra vir Elsie uit oor wat sy alles langs die pad gesien het. Sy weet van 2 groot muurshope nie te ver van die huis af nie. Om te weet van watter een Elsie kom, is dit belangrik dat sy onthou of sy deur of dalk om 'n waterstroompie moes loop. Daar is 'n waterstroompie wat verby die erf loop. Een muurshoop is net aan die ander kant die stroompie. Die ander muurshoop is meer links verby die huis, daar agter die varkhokke. Ja, ek onthou die varkhokke. Waar is dit? Dink op beduie vir Elsie die pad. Sy sal om die huis moet loop en dan oor die grasperk verby die varkhokke. Die groot muurshoop is 'n hele end van die varkhokke af. Kom, ek sal jou die pad wys. Jy kan net kyk waar ek vlieg en dan kom jy agter my aan, reg so. Elsie is baie opgewonde en dankbaar vir Tinka se hulp. Saam is die twee daar weg. Elsie draf om by te bly en Tinka vlieg sulke draaie dat Elsie nie moet agterraak nie. Kort gaan sy op 'n blom of 'n takkie sit. Dan kom draai sy weer oor Elsie se kop. Na 'n halfuur is hulle langs die huis verby. Tinka sien hierdie gaan die hele dag vat. Miskien moet sy aan 'n beter plan dink. Elsie is al lekker moeg gedraf, haar asem jag en sy is baie dors.
Hoeveel weeg jy, Elsie? Sy kyk haar so op en af. Elsie voel skoon skaam dat Tinka haar so bekyk. Sy was mos nog nooit op 'n skaal nie. Kom hou vas aan my pootjies, dan kyk ons of ek jou kan optel. Versigtig vat Elsie Tinka se pootjie en toe sy van die grond af oplig, klou sy baie styf vas. Elsie gil van vrees toe Tinka haar optel en so entjie vlieg. Nee man, dis nie so erg nie, jy is lig. Ons sal nie val nie. Maar nie te hoog vlieg nie asseblief. Hou vas. Skielik maak Tinka sulke draaie en Elsie moet klou. Hoekom sal sy dan nou so rof te kere gaan? Jammer, ek moet nou hier wegkom. Sy skop met haar bene en Elsie verloor haar greep. Haar hande is al seer van die vasklou. Elsie val in 'n warm bol varkmis. Ag nee man. Eers word ek weggevee met die besem, dan hol die hond my onderste bo en toe probeer die verkleermannetjie my vreet. Nou varkmis. Elsie is nou baie naar en hartseer. Hulle het darm 'n hele eind gevorder. Sy sien nou eers dat 'n vink vir Tinka jaag. As sy Elsie nie afgeskit het nie, sou sy te stadig wees en die vink sou hulle albei opvreet. Sy is bly dat Tinka darm veilig is. Sy weet ook nou in watter rigting om te stap. Sy het skaars begin stap toe sy stemme hoor. Ai, ek dink ek hoor my ma. Hulle het my kom soek. Elsie spring op en af. Hoe gaan sy Tinka bedank vir haar hulp? Waar sal sy haar ooit weer raakloop? Die oomblik toe Elsie haar ma sien, begin sy huil en wil sy haar omhels en druk. Nee, genade, jy sal eers moet skoon kom. Jy stink. Mamma, ek sal nooit weer so iets doen nie. Ek was so bang ek kry julle nie weer nie. Op die stoep is ek amper plat getrap en in die boom opgevreet. Mamma droog Elsie se trane af en kyk rond of sy Tinka sien om haar vir haar vriendelike hulp te bedank. Dit wys jou, my kind. Niemand is alleen in hierdie wêreld nie. Daar's altyd iemand wat sal help. Volgende keer help jy weer iemand. Onthou asseblief om die bakgatknoppie te druk julle en vra vir mamma sy moet julle inskryf sodat julle altyd weet as hier 'n nuwe storie is, hoor? By subscribe. Dankie.